Goeiedag en baie welkom. Dit is maandag en op die kalender, ons werk ons nou op die Joodse kalender, is dit vandag die 11de Nisan. Gister was Sondag die 10de, vandag is dit die 11de. En die dag begin met in die tempel, waar die owerpriesters en die oudstes ernstig besig is om vir hulle 'n aanklag op te bou teen Jesus. En hulle begin om sy autoriteit te bevraagteken. Matteus 21 vers 21 tot 24, Markus hoofstuk 11 vers 27 tot hoofstuk 13 vers 2, Lukas 20 vers 1 tot hoofstuk 21 vers 4. So gaan hulle die hele dag met Jesus aanvra vir hom en dit is gesprek. Dan later die middag, dan verlaat Jesus en die disippels die tempel en hulle gaan hierna toe. Waar is dit? Dit is die Olyfberg. Nou daardie is die Olyfberg. Nou as jy hier in die Kaap bly, dan is daai 'n koppie. Dit is regtig nie 'n berg nie, maar dit staan bekend as die Olyfberg. Dit wat jy daar sien, dit is olyfboompies, vol van die olyfbome. Daar by die Olyfberg openbaar Jesus aan die disippels dat die tempel gaan afgebreek word en herbou gaan word in 3 dae. Matteus 24 vers 1, Markus 13 vers 1 en 2 en Lukas 21 vers 5 en 6. Daar op die Olyfberg, dan is Jesus ook besig in gesprek met hulle en hy leer hulle en hy praat met hulle. Daar is 'n goeie voorstelling dat hulle daar onder 'n boom sit op die Olyfberg en die kenmerk van die gesprek daarso is Jesus profeteer oor dinge wat sal gebeur net voor sy terugkeer na die aarde, wanneer hy op die wolke kom. As ook hy profeteer en vertel vir hulle oor dinge wat sal gebeur aan die einde van die wêreld. Matteus 21 vers 3, Matteus 24 vers 3 tot Matteus 26 vers 2, Markus 13 vers 3 tot 7, Lukas 21 vers 7 tot 38. Die aand dan vertel Jesus die disippels dat die Pasga oor 2 dae is en dat die seun van die mens dan oorgelewer word om gekruisig te word. Matteus 26 vers 2, Markus 14 vers 1. So het ek gesien in die week, oor die naweek, wat iemand in 'n gesprek met my kom oor, nou, wat noem ons dit hierdie, en daar is mos nie fout om dit hierdie naweek wat kom, die Paasnaweek te noem. Sê ek, nee, wat 'n Paasnaweek? Paasnaweek, Haasplaas, niks met Paas te doen nie. So sê jy, en dan is die regte korrekte naam is wie Pasga. Sê ek, nee, die Pasga was net die Pasga vir die Jode. Hierdie is niks met die Pasga te doen nie. Ons vier nie die Pasga nie. Ons is nie Jode nie. Ons vier die kruisiging van Jesus, sy sondeoffer
die sondeoffer wat hy geword het vir ons redding. Dit is wat ons vier hierdie naweek. Hoe ook al, terwyl Jesus op die berg besig is met die disippels en hulle vertel en profeteer van die eindtye en dit is daar so net onderkant die berg af in Jerusalem by die paleis van Caiaphas en hy is weer Caiaphas nou weet, hy is die hoëpriester. Daar vergader die owerpriesters, die skrifgeleerdes en die ouderlinge van die volk saam met Caiaphas in sy paleis en hulle bespreek, hoor hoe stel die Bybel dit, bespreek hoe om Jesus met lus gevange te neem. Nie regverdiglik nie, maar met lus gevange te neem en om die lewe te bring. Hoe om hom dood te kry, want hulle wou Jesus met alle geweld dood hê. Dit het al verlede week begin, onthou julle, dit was hier by Donderdag, toe het hulle gesê, as ons hom laat aangaan, soos wat hy aangaan, sal die hele volk later in hom glo. Ons moet hom doodkry. Die aand dan keer toe Jesus terug na Betanië en bly in die huis van, nie Lazarus die keer nie, in Betanië gaan hy die keer tuis by Simon die Melaatse. Daar kom toe 'n vrou, hier is nou weer 'n geval, maar dis 'n ander vrou. Daar kom weer 'n vrou, ander een het sy voete gesalf en hier is ene wat 'n fles, albaste fles, kosbare salf op Jesus se hoof uitgooi, daar op sy kop uitgooi. Die disippels dit sien, was hulle weer ontstel, veral weer Judas, want toe het hulle weer baie vroom vertel dat dis 'n vermorsing van geld, want die salf kon verkoop geword het en die geld aan die armes gegee word, wat alleen was. Hulle het nie geld vir die armes gegee nie. Dit is so meer kon hy gesteel het. Maar Jesus sê toe vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle vir altyd by julle, maar vir my nie. Daardie staan in Matteus 26 vers 6 tot 13 hierdie gebeurtenis en Markus 14 vers 3 tot 9. En dit is hoe die maandag eindig. Môre is dit dan die 12de Nisan, dus Dinsdag. En dan kom Judas ook in beweging. Jy sal môre sien, wat het hy in beweging gekom. Dit is dit. Dankie Here, dankie vir u woord. Dankie Here, dat ons doen nie hierdie vir interessantheid nie, maar Here, dit gee vir ons 'n beter begrip van hoe dinge gebeur het, in die orde waarin dit gebeur het, en laat ons net meer besef, Here, wat het u deurgegaan, onskuldig, om my te red. Dankie Jesus, dankie Vader. En, nou gaan ek nou sê, vlug, my storie is uit vandag. Tot môre middag 5:00, groet ek jou. Yerechocheta Adonai Dishmarecha, Yair Adonai Pawanilecha, Wechochonechta, Yesa Adonai Pawanilecha, Weasemlecha, Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat en aan jou vrede gee as hy jou hierbo by hom hou. Amen. Tot môre. Voorspoed en seën.